Goeiedag geliefdes, vandag wil ek praat oor ons verbond. Geliefdes, jy weet, baie mense beklei met my, baie mense beklei met mekaar, oor die verbond wat ons met God gesluit het. Nou, wat het ons as 'n verbond met God gesluit? En wie is die God met wie ons die verbond gesluit het? Ons het 'n verbond met God gesluit, geliefde, dat ons lewe sal gee as 'n redelike offer om God se werke te doen, om siele by mekaar te maak, om lief te wees vir mense, om altyd daar te wees, om 'n tempel vir God te wees, sodat God ons kan gebruik om sy werke te doen. En dit is die verbond wat ek met hom gemaak het. Maar geliefde, ons wil dit bietjie verder vat. Die verbond wat ek met God gemaak het, is om te sê, in my werke gaan ek die vlees oorwin. Want onthou geliefde, as jy in die kerk inkom, as jy deel word aan die liggaam van Christus, dan is jy 'n gevangene. Want ons is almal in duisternis gebore. En die verbond wat ons maak, geliefde, is om te sterwe. Dat ek die vlees sal oorwin, sodat God deur my kan werk. Want onthou geliefde, daar's vlees en daar's gees. En dit is die tempel vir God of vir Lucifer. So as ek 'n tempel is vir Lucifer, sal Lucifer die woorde wees op my tong. As ek 'n tempel is vir God en Jesus woon in my, dan sal hy die sprekende deur my wees. En hierdie is dinge wat ons moet verstaan, geliefde, anders te gaan ons afvallig word, ons gaan ons verbond onwetend breek, en ons gaan die ewige lewe mis. En daarom, geliefde, wil ek net hê ons moet kyk na hierdie verbond wat ons met God gemaak het. God het met my 'n verbond gemaak, dat ek die ewige lewe sal beerwe, as ek my werke doen. En ek het met hom 'n belofte gemaak, dat ek my lewe sal gee, vir hom, om deur te werk. Sodat hy ander kan skep na sy gelykenis deur hierdie tempel, dat hy in hierdie tempel sal woon. En daarom, geliefde, wil ek net vir u iets lees, in Efese 4. Ek vermaan julle dan, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Vrede, geliefde. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een geloof, geliefde. Onthou dit asseblief. Dis nie 'n naam nie. Dis nie die PPK of die CKW of die OAK of die Pinkster of dit is nie Christus nie. Dit is nie die geloof nie. Die geloof is Christus. Die kerk is Christus. Die lede, die mense, maak nie die lede uit nie. Dit wat in my geskep is, as daar nie 'n geestelike God en 'n geestelike sienswyse in my geskep is nie, as daar nie 'n broer of 'n suster of 'n apostel of 'n priester of daai gawe in my geskep is nie, kan ek mos nie deel wees van 'n geestelike liggaam nie. Julle is die liggaam van Christus, maar is ek 'n vinger, geliefde? Is u 'n oog? Is u 'n neus? Nee, maar dit wat God in my geskep het, daai geestelike liggaam, Christus, dit is wat my 'n deel maak van die liggaam. Want sommige is die oog, sommige is die neus, sommige is die voete, sommige is die hande. Maar ons sal aangaan. Kom ons bly eers by die verbond, geliefde. Een Here, een geloof, een doop. Daar is nie ander geloof nie, geliefde. Een God en Vader van almal, oor almal en deur almal en in julle almal is. God is, wanneer is God in my, geliefde? Wanneer die Heilige Gees in my is. Wat is die Heilige Gees, geliefde? Dis die waarheid. Die waarheid om God te ken, die waarheid om te weet dat ek moet my lewe gee, die waarheid om te weet ek moet God eerste in my lewe stel, die waarheid om te weet dat God Gees is, en as dit so is, geliefde, dan sal ek die Bybel begin verstaan. Want onthou net, geliefde, die Bybel is nie daai letter nie. Julle is die epistel, julle is die boek, wat geskryf is met die vinger op die vleestafels van julle harte, nie op kliptafels nie. So ons moet mekaar lees, geliefde, dis hoekom ons is die liggaam van Christus.
En God praat deur sy disippels, deur sy kinders met mekaar. Waar 2 en 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. Dan kan God met ons praat. Dawid sê, die Here spreek tot my Here. So met ander woorde, die Here in u spreek tot die Here in my. En dis die God wat ons dien, geliefde, nie 'n natuurlike Christus of 'n natuurlike Jesus nie. Van Adam af het God hierdie kerk bymekaar gestik. En daarom wil ek nie hê dat julle moet sê, o, ek is so lief vir die PPK, ek is so lief vir die OAK, ek is so lief vir die PP, of wat se. Kom ons wees lief vir Christus. Kom ons wees lief vir die kerk, geliefde. Want onthou net, die naam gaan jou nie in die koninkryk van God kry nie. Christus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En wat 'n weg is dit, geliefde? Die weg van die kruis. Neem op jou kruis en sterwe saam met my, sodat jy saam met my op kan staan en saam kan opvaar in die hemele waar Christus is. Sit aan die regterhand van God, geliefde. En daarom, geliefde, hy sê, een geloof, een doop, een Vader, een God en Vader wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Dis nie almal nie, geliefde. Dis net die in wie hy 'n inwoning gemaak het, geliefde. Vele is geroep, maar weinig is uitverkore. Onthou dit. Moenie dink omdat jy 'n naam het of as jy in 'n denominasie behoort, jy's nou Christus nie. Nee, dis die see van nasies, geliefde. Onthou net daar buite waar mens, Adam, die Gees en Jesus nog nie geskep is nie, nog nie lewende, is daar nie eers mense nie. Daar is nie eers 'n see van nasies nie, geliefde. As God sê daar's van my skape en ander kudde, dan praat hy nie van 'n ander geloof nie. Hy praat van in die kerk is daar mense wat nog vleeslik dink, maar dis skapies wat nog moet kom tot hierdie liggaam. Want onthou, sommige is Jode, sommige is Fariseërs, sommige is Sadduseërs, sommige is Filistyne, wat hierdie volk van God vervolg. En dis wat ek wil hê julle moet sien. Moenie dink omdat jy 'n naam het van 'n denominasie, dat dit is die kerk nie. Dis Christus, geliefde. Nou wil ek u wys, geliefde, hierdie Christus kerk wat gestig is, maak nie saak watter name het nie. Ons leer om die stem van God te erken, en dis Gees. God is Gees, en hy wil gedien wees in gees en in waarheid. Daarom, geliefde, om daai letter te lees van die Bybel, is dood en hy maak dood, maar die Gees gee lewe. As jy glo, geliefde, dat Jesus was 'n natuurlike mens gebore, is jy verlore, geliefde. Jesus is God in vlees. Hy kom in die vlees, God in vlees, Immanuel. Dis onmoontlik, geliefde, vir 'n natuurlike kind om gebore te word deur 'n maagd, as dit natuurlik was. Dis onmoontlik. Nou sê die mense vir my, nee, maar dis die krag van God, en hy kan dit laat gebeur, geliefde. Is ons die liggaam Christus? Ja. En as jy lees Johannes 14, dan sê hy, julle sal doen wat ek gedoen het, julle sal groter werke doen as die. Kan ons na 'n natuurlike persoon toe gaan en sê, jy gaan nou 'n kind baar, jy's 'n maagd, maar nou gaan jy 'n kind baar. Jy het nie eers 'n man wat probeer om met jou gemeenskap te hê nie. Nee, dis onmoontlik. Hoekom? Want God het reëls gemaak, geliefde. Dis hoekom mense nie kan vlieg soos voëls nie. Dis hoekom ons nie onder die water kan bly soos visse nie. God het ons gemaak soos ons is. Ons is die mees gevorderde dier op hierdie planeet. En daarom wil God van ons mense maak. En dit is die evenbeeld van God wat hy in ons wil skep. En uit daai mens, geliefde, maak hy 'n visser van mense. Dan is dit nog 'n stap verder. En daarom moet ons verstaan wat hierdie Christus is, geliefde. Ons moet ons Vader se stem herken. Want geliefde, u weet, Paulus sê in Galate 1, hy sê, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie. Ek verwonder, Galasiërs 1 vers 6, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word. Hoor nou,
dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Wat gebeur hier, geliefde? Nou sê die mense, nee, as jy by ons kerk wegloop en jy gaan na 'n ander kerk toe, dan dien jy nou 'n sekte. Dan jy, geliefde, hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het na 'n ander evangelie toe. Dit is in die kerk, geliefde. Van die begin af was hierdie liggaam Christus gestig om die weg te wees na God toe, die middelaar tussen die wêreld en God, Christus, die kerk. Van Adam af, Adam was die kerk, geliefde. Dawid, Abraham, Isak is die kerk. Jesus is die kerk. Jesus die seun van Dawid. Die een wat gekom het in hierdie vlees, God in vlees, om die lig vir die wêreld te bring, die wat nog in die wêreld is, geliefde, nie die natuurlike wêreld nie. Die wêreld is hier by ons, die vleeslikheid wat ons moet oorwin. En daarom, geliefde, het God dit gedoen. Hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Julle is die lede van Christus. En God het sommige in die gemeente gestel. In die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, dan kragte, daarna genadegawes. Dit is 1 Korinte 12. Kom ons lees ook Efese 4, geliefde. Daarom toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Ek sal jy nou verduidelik, geliefde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kon bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus, die heiliges, die afgesonderdes, toe te rus vir hulle dienswerke tot opbouing van die liggaam van Christus. Dit is Christus. Daai wat geestelik is, die wat geestelik verstaan, die waarin God bly, want onthou asseblief, geliefde, Jesus is Immanuel, God met ons. Nie, ek gaan na my Vader daarbo som aan 'n sterre nie. Soos die mense sê, Jesus was nou 'n natuurlike mens. Hy kon nie gewees het nie, geliefde, as ons dan die liggaam van Christus is. En hy sê vir ons in Johannes 14, dat ons het meer mag as hy. Want hy sê dit, hy sê, julle sal groter werke doen as die. Kan ons 'n natuurlike kind laat tot geboorte kom in 'n maagd? Nee, geliefde, dis onmoontlik, want dit is die reëls van God. As jy by 'n 10 verdieping gebou afspring, geliefde, dan gaan jy nie vlieg nie. Jy gaan jouself doodval. As jy jou hand in vuur sit, geliefde, gaan jy nie wegkom met sonder 'n wond nie. Jy gaan jou hand afbrand, want dit is hoe God dit gemaak het, van die begin van tyd af. En daarom, geliefde, gaan God nie ewe skielik laat mense nou verwagtend raak en sê, kyk hoe sterk is hierdie God van ons. Of, daar was nooit, glo u werklik, geliefde, dat die Rooi See fisies oopgemaak het vir Israel om deur te gaan? Glo u werklik dat dit manna en kwartels uit die hemel uitgereën het? Weet jy wat sê hulle nou? Dit wys jou die krag van God. Hoekom gebeur dit nie nou nie? Dis in die Ou Testament, ons is die Nuwe Testament. Ons is nou die krag van God. Ons is die seun van God. En hoekom kan ons dit nie doen nie? Want ons stel nie belang daar nie. Ons stel belang in siele, geliefde. En daarom, geliefde, kan ons water en wyn verander. Ons kan hierdie evangelie woord, kan ons soet maak soos wyn in die oor. Maar nou, geliefde, in plaas dat ons hierdie wyn drink, nou kom voer hulle jou gal en asyn. Wat is asyn, geliefde? Dis wyn wat suur geword het. Dis die mense wat nie die evangelie woord en die gees van God verstaan nie. Nou forceer hulle jou, hulle sit jou op die kruis en hulle maak jou dood. Jy kan nie 'n deel wees van hierdie liggaam nie. Is dit nie wat hulle met Jesus doen nie, geliefde, van die begin af? Toe hy sê Abraham het begeer om my dag te sien, en nou het hy dit gesien. Kruisig hom, hy is die seun van God. Hulle is die seun van Abraham, hulle sê, hulle is van Abraham se saad. Hy sê, as julle Abraham se saad was, het julle na my geluister.
Nee, maar ons is deel van hierdie kerk. Julle is nie deel van die kerk as julle nie gees praat nie, geliefde. Romeine 8, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die wat gees bedink, dink geestelike dinge. Want wat die gees bedink, is lewe en vrede. En die wat die vlees bedink, is die dood. Want dis vyandskap teen God. Romeine 8, geliefde, gaan lees dit. So as ek vleeslik aan 'n vleeslike Jesus dink, en 'n vleeslike Moses, en 'n vleeslike Adam, is ek vyandskap teen God. Die kerk het dit nooit geleer in die verlede nie, geliefde. Dis nou ewe skielik. Hoekom? En daarom vra ek u, kom ons wees logies, en kom ons kyk waar is Christus, waar is hierdie geesteswoord? Hy is nie aan 'n naam vasgeheg nie, geliefde. God gebruik 'n human being om deur te praat, die in wie hy 'n inwoning gemaak het. God kom in daai vlees. Want as ek uit die liggaam uit is ek nog steeds vlees, geliefde. Want die kruisigingsproses wat met my gebeur, is nie my natuurlike liggaam nie. Neem op jou kruis en volg my. En wat is daai kruis wat jy opneem? Dit is jou verbond, geliefde. Hê God lief bo alles en jou naaste soos jouself. Want ek is lief vir die kruis, the old rugged cross, waar ek my lewe gaan gee, verander. Nie, o nee, maar ons is, julle is die en julle. Nee, geliefde, dis alles geestelik. Jesus is gekruisig en word vandag nog gekruisig op Golgotha, die hoofskedelplaas, geliefde. Alles gees. Die wat hom dien, moet hom dien in gees en in waarheid. Julle kan nie nou Adam natuurlik maak en Jesus natuurlik maak en dink julle dien dieselfde God nie? Want ons God is gees. Die hele doel, geliefde, van die Bybel en van Christus is die weg na God toe. Ek is die middelaar vir julle by God. Hierdie kerk is die liggaam van Christus, van Adam af. Adam is die kerk, Abraham is die kerk, Dawid is die kerk. Ons sê Jesus is die seun van Josef, maar kan hulle jou verduidelik hoe is Jesus die seun van Dawid? Hoe is Jesus die seun van die mens? Dis alles gees, geliefde. En daarom sê ek, het verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hierdie evangelie, terwyl daar geen ander is nie, wat gees is, geliefde. En daai evangelie, geliefde, as jy dit nie hoor nie, sê nou maar jy gaan na 'n restaurant toe, jy eet elke keer by hierdie restaurant, en is so lekker om daar te eet, die kos is so lekker. Nou kom jy daar, en hulle gee vir jou hondekos. Wat gaan jy sê? Maar waar is my lekker kos wat ek altyd die eet? Hoor jy, eet net jou kos en bly stil. Hierso doen julle wat ons vir julle sê. En sê maar, jy voer my nou asyn en gaal. Ek gaan nie betaal vir hierdie nie. Nee, julle kry dit verniet, jy kry dit nie verniet nie. Ek moet dit betaal met my lewe. En ek moet dit wat ek kry, moet ek vir die wêreld gaan gee. Ek moet die wêreld gaan red met hierdie goed. Hoe gaan ek iemand red as ek iemand vleeslik bedien, wat vlees en dood is? Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat op hierdie weg is, geliefde, want om in Christus te wees, is om in hierdie weg te wees, van die kruis, om te sterwe, my vleis te oorwin, om by God uit te kom, om te sit aan die regterhand van my Vader. En dan, hoekom doen ek dit, geliefde? Want ek sterwe vir die wêreld, ek gee my lewe, sodat ek kan opvaar in hemelse plekke, sodat dit wat God in my plaas, ek vir die armes kan gee. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur 'n oog van 'n naal te gaan, as 'n ryk man die koninkryk van God. En dis die ernstigheid van die Godheid, geliefde. Moenie deel wees van 'n liggaam, wat mense doodmaak nie. Die skape wat in ander kuddes is nie in ander gelowe nie, geliefde. Ander gelowe, ja, maar in die kerk. En daarom, geliefde, moenie luister na 'n naam van 'n kerk nie. Of ons is die apostel. Wat is die apostel, profeet, evangelis, herder, leraar, broer, suster en kind, diaken, priester? Wat is dit, geliefde? Dis nie net 'n naam nie. Jy kan nie net sê, goed, jy's nou lank genoeg in die kerk, of jy neem deel in alles, nou, en jy gee jou tiende, en jy gee alles, nou maak ons vir jou diaken, en nou maak ons vir jou priester, nou maak ons jou apostel. Dit werk nie so nie.
Daar moet 'n gawe wees, laat die persoon het afgesterf en hy het geestelik gegroei en hy het opgevaar tot in die priesterhemel. Nou kry hy eers die naam. Jy kan nie die naam kry van 'n priester en nou met werk probeer jy jouself opwerk nie. Dis so goed, ek wil 'n dokter word, en hulle sê vir my, nee, daar's jou operasietafel en daar's alles, daar's die messe. Begin so lank opereer, ons sê jou leer hoe om 'n dokter te wees. Ek gaan almal doodmaak, is dit nie, geliefde? Want miskien is ek nooit gemaak om 'n dokter te wees nie. Miskien is ek nooit gemaak om 'n priester te wees, of 'n oudste of 'n apostel nie, want ek leer vleeslike goed. Ek gaan almal doodmaak. Maar dit, geliefde, ek praat nie met almal nie. Ek praat met die wat die stem van God soek. Wat weet dat 'n apostel is die een wat in die krag en die lig van die apostel, die hemel van die apostel is. Die priester is die herder, die wat sy geliefdes liefhet, die wat gawes kan uitlê en die drome kan sien en vir sy geliefdes kan sê, dit is wat hierdie gawe beteken. Dit is wat die apostel, profeet, evangeliste, herder, leraar is. Nie name nie, geliefde. Die wat 'n priester is na hemel. Die wat 'n diaken is na hemel. Die wat 'n apostel is na hemel. Die profeet is in daai hemel, geliefde. Dis hoe God ons red, dis hoe God ons lei. En daarom, geliefde, ek wil nie te veel, ek sal nog van hierdie video's maak om dit vir u te verklaar, maar hierdie is nie 'n beklei video nie, geliefde, dis 'n pleit video. Want onthou net, hy sê, hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele. So voor jy in 'n priesterampt kan kom, moet jy neerdaal, kinderlik word, en niks word nie, sodat God alles in jou kan word. Dis hier, geliefde, ek moet sterwe, sodat Christus in my kan lewe. Jesus het hy nie, toe hy in die tempel staan, toe sê hulle, jou moeder se broer wag vir jou buite? Toe sê hy, wie is die my moeder en my broers? Maar die wat die wil van my Vader doen. Waar is Jesus? Waar is die tempel? Hier is Jesus. Hier is die tempel, geliefde. En ek wil nie meer die mind hê nie. Jesus is in my mind gebore. Jesus is in Maria gebore. Nou, ek wil nie meer Maria hê nie. As dit natuurlik was, dink jy ooit dat so 'n volmaakte persoon sou gesê het, ek soek nie my moeder en my broers nie? So ongemanierd? Nee, geliefde. Maar Jesus Christus, hy deel nie sy tempel met iemand anders nie. Daarom keer hy die tafels om van hierdie wat natuurlik begin leer. Die wat die vlees bedink, geliefde, is die dood. Onthou dit. U is verantwoordelik vir u eie siel. U kan bly en gedreig word en gemanipuleer word en gedomineer word vir so lank as wat u dit toelaat. Maar soek God se stem, geliefde. Gees, evangelisties, liefde, genade en vrede. As die een apostel sê Jesus was 'n vleisvat en die ander een sê hy was nie, is daar verdeeldheid in een hoof? Kan u dit dink? O nee, maar ons glo nie soos hulle nie. Ons glo geestelik. Maar die apostel sê Jesus was 'n vleisvat. Jy kan nie die hoof sê watter kant toe gaan jy beweeg as jy 'n hand is in daai liggaam nie, geliefde. Daarom wees 'n deel aan die liggaam Christus, waar God is, Immanuel, sodat u in die koninkryk van God kan wees voor u die liggaam verlaat. Want as u natuurlike dinge bedink u die dood, geliefde. Baie dankie, geliefde. Ons sal aangaan en ek sal meer Afrikaanse video's maak en uitbrei op hierdie teksversies. Geseënde dag, geliefde. God seën u.